Hallelujah, Messiah. Sabakaya surubukia selebebenda bakayandai. Kita batala mamundi bikisi selebendai. Sibala bakaya surubukia nabaselebekala babandi bikisi andai. Diandala basiribi benda bakaya selebebendai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rubatala basirigitia selebebendai. Hallelujah, Messiah. Sabata boshalabataya. Ons loof U, Here. Ons prys U, Here. Sabotanda boshalabataya. Ek sou vreeslik graag wou dat ons in volle oorgawe, in volle heerlikheid die Here aanbid het. Sy naam groot gemaak het soos wat ons dit ken. Maar ons leef onder so 'n bietjie van 'n beperking. Nie in ons gees nie, maar wel as gevolg van 'n reël. Hoeveel van u het in die laaste tyd, en ek is nie 'n COVID prediker nie. Ek wil ook nie oor COVID praat vanmôre nie, want hy regeer nie ons lewens nie. Hoeveel van u het in hierdie laaste tyd al internasionale propaganda geniet? Kom ons wees eerlik, almal. Jy kan doen wat jy wil. Die televisie sê dit, of die verskillende nuusprogramme sê dit, Facebook sê dit, WhatsApp sê dit, daai een sê dit, daai een sê dat. En dis 'n enorme impak. En omdat mens tans in vrees lewe, is dit besig om ons dit nie halter. Dit is besig om ons ten gronde te vat. Ek weet nie van u nie, maar weet jy dat ek kom agter, ek moet nou vure doodslaan in huise, in huwelike, oor die COVID-vaksin. Want die man glo, as sy vrou dit vat, gaan sy hel toe. En die vrou glo, as die man dit vat, gaan hy hel toe. En weet jy, ek kom agter dat hierdie goed word gedryf deur propaganda. Hierdie goed word gedryf, en kinders van die Here is besig om so intens te luister na wat almal te sê het, dat ons vergeet na wie ons werklik moet luister. 2 jaar terug het ek 'n boodskap hier bedien. En u sal onthou dat in hierdie boodskap het ek aangehaal en gesê, daar gaan tye kom wanneer die kerk se deure sal toe wees, gaan die kinders van die Here kan staande bly. En ek wil vir u vandag sê, dit maak my verskriklik bekommerd as ek sien dat mense is nie meer ingeënt in die ware wynstok nie. Hulle dra nie meer die vrug van die ware wynstok nie. En dit maak dit gevaarlik vir elkeen van ons. Die woord propaganda beteken, dis 'n georganiseerde verspreiding van inligting, nuus en inligting met die doel om steen te verwerp, om afbreek te doen aan 'n bepaalde persoon of saak. Meestal met die bygedagte dat dit om 'n beginsel gaan en nie bloot om gewin nie. Ek het die ander dag vir iemand hierdie vraag, terwyl ons so praat, vra ek, hoe voel jy oor die vaksin? En hierdie persoon het my met hierdie antwoord geantwoord. Ek het nie vrede daaroor nie. En weet jy wat? Miskien is dit dalk die regte antwoord. Weet jy hoekom? Praat nie net van die vaksin nie. Want God het ons tot vrede geroep. God het ons tot 'n plekkie geroep waar kinders van die Here in 'n eenvoud van hart weer God se stem sal begin soek. Ek gaan vanmôre met u in kort so 'n bietjie praat
oor 'n verhaal wat afgespeel het in Handelinge hoofstuk 27, daai ou bekende verhaal van Paulus, waar hy gestaan het en terwyl hy is gevange geneem en hulle voer hom weg, hulle sit hom op 'n skuit en hy sê vir hulle, toe hy op die skuit, mense, ons moet nie afvaar na Kreta toe nie. En niemand luister nie, en daar gaan hulle. Intussentyd, sê die woord van die Here, kom daar 'n geweldige groot storm. En terwyl dit hierdie storm opsteek en mense in benoudheid begin goed oorboord gooi en die woord sê tot kettinge om hierdie ou skipie vasgemaak om hom te hou en hom vas te hou sodat hulle nie moes vergaan nie. Toe staan hierdie godsman op in die krisisuur van daai mense se lewens. Toe sê hy, die Here het aan my verskyn. Wat wil ek vandag vir u sê? Die tyd het aangebreek dat gelowige kinders van God sal ophou steun op wat almal onder hulle te sê het. Hier staan, hy speel 'n verskriklike mooi verhaal eintlik hier af. Ten spyte van die benoudheid wat daarmee gepaard gegaan het. Ten spyte van die geskree en die stormwinde en die donderweer wat geslaan het en duisternis hulle oorweldig het, staan hierdie godsman op en hy sê, God het vir my, by my kom staan en met my gedeel dat alleenlik hierdie skip gaan vergaan. Maar geen mens het dit saam. Ongelukkig is ons situasie so klein bietjie anderster. Ons het baie geliefdes hierdie laaste paar maande aan die dood afgestaan. Ek wil nie meer name noem nie. Dit raak net seer. Gisterand bel my swaar my. Sy moeder lê op sterwe. Maar ons ken haar. Een van die pragtigste, godsvreesende vrouens wat ons in ons lewe geken het. Of nog steeds ken, sy is nog in die lewe. Hy sê vir my, ekskuus, hulle noem my Boeta. Hy sê vir my, Boeta, hy sê, ek het nog nooit so iets beleef nie. Terwyl dat die dood oor haar hang. Hy sê, praat sy tale. Hy sê, en sy roep na die Here. Hy sê, net sodra ons dink het raak stil. Hy sê, dan praat sy tale. What a way to go. Wat 'n geleentheid het sy gehad. Hy sê, maar ek moet vir jou vandag iets sê. Hy sê, ek kan dit nie vir jou oordra soos wat sy dit gedoen het nie. Hy sê, maar sy het in haar toestand, het sy 'n woord van God vir jou gespreek. En hy gee my daardie woord. Sal God ons nie help dat ons tot op ons sterfbed sal luister na die stem van die Here en nie sal toegee aan die gemors en die gemorspos wat hierdie rond te doen en om ons heen gaan nie. Sal die kerk van die Here nie weer luister na die stem van 'n lewende God nie. Daar is soveel geblaar, daar is soveel gekla, daar is soveel gemoune. Ek wil vir u sê, ek wil Facebook nie eens meer oopmaak nie, want elke tweede ou het 'n rassistiese aanmerking, elke tweede ou wil die vaksin in jou keel afdruk en die ander een wil vir jou sê, jy moet hom nie vat nie. Vir wie moet ek luister? Vir wat gaan ek luister? Kerk van die Here, kind van die Here. Paulus staan in die midde van 'n storm. Ons beleef die grootste storm wat hierdie wêreld geslaan het in alle eeue en vanmôre praat God met sy kerke en hy sê vir sy kerke, die tyd het aangebreek om weer te begin luister na die stem van 'n lewende, heilige, welgevallige God, halleluja, en die sal luister na die stem van onkunde, van die geskerts en die geblaar. Ek het niks teen politici nie, maar hoor mooi, propaganda is juis daar om 'n beginsel en 'n uitspraak te lewer oor wat jy glo en sodoende 'n teenvoeter teen alles te bring. Ek wil vir u stel, ek kan baie dinge sê,
maar hulle kan niks sleg sê van my God nie. Een ding weet ek, en dit is verskriklik belangrik dat ons dit sal besef. Job skryf die woorde. Hy sê uit sy kamer kom daar stormwinde en deur die wolke verstrooie skoue. Deur die asem van God word uitgegee en die wye waters lê vas in die engte. Ja, met volheid van water belas hy die wolke en hy strooi ver en wyd sy ligtende wolke. En dit skiet oral rond volgens sy bestel, sodat hulle alles doen wat hy hulle beveel oor die wye wêreld rond. Dis die storms. Dis die winde. Dis die onweer. Wat luister na die stem van God. Ek gaan nie jammer vra oor wat ek nou gaan sê nie. Maar ek gaan vandag vir u sê, die kerk van God, die kind van God, die bloedgewaste wedergebore kind van die Here, wat bely Abba Vader, wat bely en sê daar is niemand soos u nie, moet bietjie filters aan hulle ore kry, wanneer hulle op plekke staan, en sal inneem, alleenlik wat God met hom wil deel. Weet jy wat kom ek agter in die tyd waarin ons leef? Is baie kinders van die Here sê, as dit nie so en so is nie, sal dit so en so wees. As dit nie so en so is nie, gaan dit so wees. Dit gaan nie oor my en u nie. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor die behoud van sy bediening op hierdie aarde. As die stormwinde en die weerlig en die donker wolke aan hom gehoorsaam kan wees, hoeveel te meer u en ek, wat sy gees elke dag van ons lewens in ons midde het, wat dit saam met ons het, ek en u, wat kinders van die Here is, ek en u, wat opstaan, en vanmôre gesing het, is a song that even holy angels cannot sing, ek en u, wat onder sy genade hand staan, wat is dit wat u en ek vanmôre proklameer? Gaan iets sê. Wat jy praat, bepaal waar jy ingeskakel. Hoor mooi. Ek kom hier staan by mense en die eerste ding wat ek hoor is COVID-19. Die woord van die Here sê, wanneer julle by mekaar kom, laat die ene woord, die andere psalm, die andere lied het. Waarom? Sodat die nodige stigting kan plaasvind in die geleedere van die kinders van die Here. Mense maak afsprake. En as hulle by jou kom sê, die eerste ding wat hulle vir jou sê, pastoor, is jy seker? Hierdie goed waarmee ons besig is nie die eindtyd nie. Ek wil vandag vir jou sê, ons leef in die eindtyd, my vriend, al lankal. As jy vanmôre iets wil hoor, ek wil vir jou sê, Jesus se koms is voor die deur, en dis baie naby. Ek wil nie vanmôre langer met die gemors sit wat hierdie wêreld en sy mense versprei nie. Ek wil my oog gefestig hou op die leidsman en die volëinder van my geloof. My oog op hom en op hom alleen, op niemand anderster nie. Ek het nie vanmôre vir jou 'n slim teologiese preek nie. Ek het vanmôre 'n boodskap. Want ek wil vir jou sê, die tyd het aangebreek dat ons sal wakker geskit word. En sal let, na wie luister ons? Ek het 'n ou gesegde wat sê, wat is meer negatiewer as 'n vrou? Dan sê hulle 'n ander vrou. Kom ek jou gou iets vertel. Weet jy wat maak 'n vrou negatief? Haar man. My ou broeder, as jy onseker is oor jou verhouding in God, hoe onseker moet jou vrou wees? As jy nie seker in jou hart het, sekerheid in jou hart het met die Here nie, en met sy werk nie,
hoe seker moet jou vrou en jou kinders wees? As jy die hele dag loop en môre moan en klaar, soos fatties en monies, luister mooi, hoe moet jou huis aan die gang bly? Raak baie stil hierso. As jy alles negatief sien, dan wil ek vir jou sê, tot jou arme hond gaan negatief optree. Ek hoop nie u argumenteer oor twak in u huis nie. Ek gaan iets sê wat vanmôre op my hart kom. Voor die volgende keer jou Facebook oopmaak, maak eers jou Bybel oop. As my vrou my iets wys, en hulle maak so, broers, julle weet mos hoe maak vrouens, as hulle iets op Facebook sien of iewers te sien, dan wys hulle dadelik vir hulle man. As my oog het so vang en ek my vrou weet, dan kyk ek so kyk en sê ek is nie lus vir daai goed nie. Maar as ek my iets gee wat my opbou, as ek gee hier, gaan dit opslurp, gaan dit my eie maak. Hoekom het ons nie meer die lied? Hoekom het ons nie meer die psalm? Hoekom het ons nie meer die getuienis as ons by mekaar kom nie? Waarom sal ons vashak by die propaganda van die samelewing? Om Ernst van Rooyen het jare terug 'n boodskap gebring wat gesê die geveg van kampioene, u wat hom ooit gehoor het. Dit was een van die goddelikste boodskappe, maar hy haal iets aan in daai boodskap. Hy sê, luister mooi, dis nie anti-vaksien en vaksien in my terme nou. Dis lig teen duisternis. Dis nie swart teen wit en wit teen swart nie. Dis lig teen duisternis en duisternis teen lig. Paulus skryf dit in Efesiërs baie duidelik en ek het dit al vele male quoteer, gaan weer vir jou quoteer. Jou worstelstryd is nie vlees en bloed nie. Gelowige kind van die Here, jou geveg is nie met mense nie, dit is nie met die politieke sisteme nie. Ek wil vir u sê, jou behoud gaan Christus Jesus wees, as jy jou oog na hom gaan draai. Weet jy hoeveel mense roep vandag, kry nie antwoorde nie, soek vandag, en weet nie waarheen nie. Ek wil graag vir u vra, hoe gaan ons propaganda neutraliseer in ons lewe? Hoe gaan ons stop met dit? So 3 puntjies. En ek gaan dit met skrifbevestiging doen. Die eerste een is, wandel in Christus Jesus. Kolossense 2, vers 6 tot 8 sê, soos julle dan in Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. En dan sê hy, gewortel, mooi, luister mooi, en opgebou in hom, bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is, met danksegging. Met ander woorde, ek moet wandel in Christus Jesus, wat my opgebou het, in wie ek ingewortel is. Ek het die ander dag vir iemand gesê, en kyk maar mooi, 'n ou wat oud geword het op 'n plek, en hier op 70 en 80 sê vir hom, kom nou moet ons jou uitplant, ons gaan jou Johannesburg toe vat. Kry baie swaar. Daar's 'n gesegde wat sê, jy plant nie 'n ou boom uit nie. Maar weet jy wat is kommerwekkend? En ek wil vir u sê, om Dries het nie geweet, waarvan gaan ek praat vanmôre, toe ek en hy hier sit en praat nie. Toe kom groet vanmôre nie. Ons is nie meer gewortel in die wijngaard van God nie. Daarom as die wijntjie val ons om. Nie meer gewortel. Weet jy wat is besig om te gebeur in die tyd waarin ons leef? Bitter mense wat wortel geskiet het, is besig om kragtig op te staan. Weet jy wat is die vrug van iets wat in wortel wat in bitterheid gewortel is? 'n vrug van bitterheid.
Terwyl u en ek, wat in Christus Jesus ingeënt is, ingewortel is, wat deur hom vrygekoop is vanmôre, 'n vrug moet dra wat beskryf word in die vrugte van die Gees. Waar is ek gewortel vanmôre? Kom sal winde van leringe my rondgooi. Ek sê vir u iets. Dit klink nou vreeslik snaaks. Maar kom ons gaan na al die propaganda verspreiders, lees gou hulle goed en hoor gou, waar word God verheerlik? En as God nie verheerlik word in die verspreiding van hulle propaganda nie, delete dit van jou telefoon af. Delete dit uit jou gedagtegange en uit stelsel uit. Maak ontslae daarvan. Jare terug was daar 'n film. Was 'n wêreldsfilm, maar ek kan nie onthou wat was die ding se naam nie, maar hierdie ou het iets uitgevind, 'n remote uitgevind wat 'n vrou kan pause. Was sy naam klik, 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 klik. Nou ek wil vandag vir jou sê, staan gou stil in jou lewe. Skakel vir jou so 'n bietjie geestelik aan, word 'n geestelike remote. En wanneer jy na die slegte dinge luister, pause 'n bietjie. Pause. Stop. Luister mooi. Wie wat is die voordeel van die tegnologie vandag? Daar's 'n knoppie iewers in tegnologie wat sê delete. En delete nie van God is nie. As hulle my God nie aanbid nie, hoor mooi, luister ek nie na hom nie. Want onthou dit, gaan gou vir jou iets skokkend vertel. En ek gaan nie name noem nie, maar wanneer daar aankondigings gemaak word oor die grendelingstaat en die regulasies, en daar word aangekondig kerke maak oop, dan juig ons almal. Die kerk maak oop. Maar weet jy wat word daar eintlik gesê? All religious gatherings are open. As die Satanis 'n kerk het, maak hy ook oop. Die moslimkerk maak ook oop. Die Hindu aanbiddingsentrum, die boeddhistiese aanbiddingssentrums maak ook oop. En kinders van God verval in 'n mag van twyfel. Hulle hardloop. Ek het nog nooit gesien hoe dat kinders van die Here weghardloop soos nou nie. Weet jy hoekom? Ons is nie meer ingewortel. Propaganda. Laat ons twyfel in ons wandel in Christus. Laat ons twyfel in ons bestaan in Christus. Kom, ek wil vir u iets sê. Weet jy dat propaganda is die verbreeking van eenheid, heiliglik, onder kinders van die Here in hulle huise. Hy sê, maar weet jy wat is die oplossing? In Christus, sê die woord van die Here in Galasiërs 3:26-29, sal almal een wees, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Waarom trek kinders van die Here teen mekaar te velde? Waarom is dit in die tyd waarin die kind van God eintlik moet hande vat oor grense heen en begin saam staan, dat daar juis nou 'n klomp snert kwyt geraak word? Verskoon my terme. Hy sê, want julle is almal in Christus gedoop, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer gelowige of ongelowige nie. Wanneer ons in Christus is ons een. En dis vir my so hartseer. Was dit nie vir die feit dat ons kerk ons goed op Facebook plaas vir ons mense wat nie by die dienste kan wees of in Grendelstaat nie, het ek nooit in my lewe, het ek lankal ontslae geraak van hierdie negatiewe middel in my stelsel. Maar die Here gaan ons binnekort weggee, dan gaan ons dit ook doen.
Maar hoor wat ek vir u vandag wil vra. Skakel in by Christus. Weet vanmôre gou-gou dat God het sy kinders almal geroep tot 'n eenheid in geloof, hande te vat en te sê, my boeta, waarin jy glo, gloende solank jy in die Here glo. Man, ek weet, my manier van aanbidding, my manier van dinge doen is radikaal anderster as baie van u sinne. En dit maak jou, Janet, heeltemal onheiliger as ek. Heeltemal. Sy kan nie die Here dien soos ek hom dien nie. Dan is jy verwaand. Dan is jy vol van jouself. Sy het haar metode. Sy het haar manier. En ek het my manier. Maar ek respekteer haar. Want weet jy, dit is makliker om hand te vat en in dieselfde God toe te roep in 'n eenheid. En ek praat vanmôre met kinders van God. Selfs in ons huise. Weet jy dat daar is nie meer respek tussen kinders en ouers en kinders nie. Eina. Dis jy en jou. En ek luister hoe dit gaan. Hoor wat ek u vandag vertel. In Christus. In Christus. Is dit nie ek op my troontjie en jy nou op joune nie. Ons werk saam vir die koninkryk van die Here. Stil hier vanmôre. Niemand is sommer die getal so klein is. Baie stil hier vanmôre, ek sluit af. Die volgende ding, en hier kom die lekker gedeelte. Hoe neutraliseer ek propaganda in my lewe? Heilige Gees gedrewe mense is erfgename van 'n lewende God. Geesgedrewe mense absorbeer nie die negatiewe nie. Hoekom nie? Daar's 'n ou liedjie wat hulle gesing het en al jare al sing. Iemand het hom nou so 2 weke terug vir my. Ek kan nie onthou wie hom vir my gestuur nie. Daar's 'n vuur hier binne in my. En dit brand, ja, dit brand. En as daardie vuur binne in my brand, dan sê ek vir u, dis 'n vuur wat louter, dis 'n vuur wat skoonmaak, dis 'n vuur wat genees en nie toelaat dat negatiewe goed in my lewe kom nie. Die man en die vrou wat onder die beheer van die Heilige Gees van God is, wat sy plek in die koninkryk van God verstaan, is die man en die vrou wat die oorwinning gaan behaal. Beteken dat jy gaan nooit weer propaganda hoor nie? Jy gaan dit hoor. Dit gaan permanent daar wees. Stel bietjie die geeste op die proef. Wat wil ek vanmôre? Wat wil die Here vanmôre by hierdie boodskap vir ons nalat? Die kerk moet ophou soek vir antwoorde en God weer begin soek. Wil nie iets afbreek nie, maar iets speel af die ander dag, groot groep waarby ons betrokke is. Daar word intens ernstig gebid. Dit word gebeeldsend oor landsgrense heen. Almal se gesiggies spruik op die skerms. Toe ons laas vra my vrou vir my, wat dink jy daarvan? Ek sê, dit is goed dat ons oor grense heen bewys van eenheid gelewer het. Maar ek weet van iets wat werk. Maar jy wat bid, gaan in jou binnekamer. Sluit jou deur. Ek het vanmôre toe word ek wakker. Weet jy wat gaan hierdie kerk, weet jy wat gaan ons doen by hierdie kerk? Ek gaan my kantoor ontruim. Daar in die hoek. Gaan hom heeltemal ontruim. En ek gaan dit 'n gebedskamer maak, waar niks anderster in daai kamer gaan gebeur as net gebed nie. Praat nie van ons bidkamers en ons goed hier agter nie.
'n war room. 'n Plek waar dit gevul gaan word met die gebed van die gelowige kinders van die Here. 'n Plek ekskuus tog, waar ons kan instap, die deur kan sluit en daar nie 'n rekenaar, nie 'n televisie, waar daar niks is nie. Waar jy nie gaan dink aan jou girl nie. Jou selfoon nie meer met jou saamgaan nie. Het jy nog so 'n plekkie in jou huis? Het jy? Ja, ek het my binnekamer daar waar ek en my vrou saam slaap. Ja, daar luister ons radio, kyk ons televisie en ons lees boeke en ons doen alles. Dis 'n binnekamer, dis 'n waarheid. Ek praat van daai plek soos hulle in die ou dae gepraat het. By die altare van God. Wie gaan saam met my kom bid hierso? Ek sê vir my vrou, weet jy wat sal vir my gewerk het? Kom ons kry al die leiers van al die kerke en ons kry 'n plek waar ons onsself kan toesluit in. Vir 4 of 5 dae ons afsny van 'n wêreld daar buite en nie met mekaar profeteer en vir mekaar preek en 'n show opsteek nie. Maar God begin soek. Weet jy hoe is die eerste kerkbedryf? Die verkiesing van die eerste disippels nadat Christus hierdie aarde verlaat het, sê die woord van die Here en hulle het hulle toegesluit en hulle het gebid, hulle het God gesoek en die lot het geval. God soek mense wat bereidwillig is om in die gees op te staan. Of jy bekwaamd genoeg is om administrasie te doen en om klank te doen en om rekenaars te doen en al die goed. Maak by God nie saak nie. Want luister, ek het een ding in my lewe geleer. As God jou roep, bekwame jou ook vir die taak wat voor jou lê. Ek wil vir u sê in der ewigheid. Ek het die dag toe ek die roepstem van God in my lewe ervaar, toe ek tot bekering kom en ek en my vrou die besluit neem, ons gaan die Here vasgryp soos nog nooit van tevore, het hierdie ou niks van 'n rekenaar eers geweet nie. Ek spandeer 'n groot deel van my tyd op daai ding vandag. Gee my eerder 'n stukkie gereedskap in my hand. 'n Swysmasjien en 'n stukkie staal of iets en ek sal vir jou ure lank met dit besig kan bly. Op skool was ek maar min seggende seentjie gewees. Ek het nie eens 'n girl gehad op skool nie, want ek was te treurig om vlei woordjies te spreek. Ek was 'n useless vent, man. En vandag het ek 'n bekvol om te sê. 'n Bekvol. Ek wil iets vertel. Ek en my vrou begin net uitgaan. Ek het nie woorde nie, ek dog ag ek sal net 'n hand vat. Ek weet nie hoekom tot vandag toe kom sy het gedoen en sy gooi die bottel peper op my hand uit. Ten minste het ek begin nies, sê ek ten minste iets. Maar God, sy dank, wat ons een gemaak het. God sy dank wat sy gees in ons midde geplaas het, om te staan, die propaganda van hierdie samelewing. Kom ons draai so oomblik weg. Kom ons draai so oomblik terug. In intensiteit. En ons begin God te soek vir ons antwoorde. Ons begin God te soek vir ons uitkomste. Deure maak oop as jou binnekamer deur gesluit word. Genesing begin as jou binnekamer deur gesluit word. Oorwinning in die land Suid-Afrika gebeur as die binnekamer deur gesluit word. Jy sien, wanneer jy daar kom op 'n plek en jy voel, nou wil ek gaan bike ry,
en die Here sê vir jou nee, gaan sluit jou toe. Ek wil met jou ontmoet. Dis waar God ontmoet. Wanneer ek besef, ek het soveel werk in die familie kom kyk, ek wil gou vir u vra, toe ons tot bekering gekom het iets gebeur. Ek weet nie wat dit agtergekom het. Jy het agtergekom dat wanneer jy wil begin kerk toe gaan, het familie altyd die vermoë om by jou op te dag. Jy het agtergekom. Mense wat jy lanklaas gesien het, alles, jy voel verskriklik sleg, en dan bly jy by die huis. Dit het jare met ons het gesukkel met hierdie ding, en eendag toe stop mense weer by ons. Hier kort voor 'n diens, toe hulle instap, toe sê ek vir hulle, kom sit, wees welkom, verskoon net gou my vrou, my kinders, hulle maak net gou klaar vir kerk. En toe hulle kuier toe, ek het vir 'n koffie gaan maak, kuier toe, en toe my vrou dit klaar aangetrek is, toe kom sit sy by hulle, toe sê sy vir hulle, verskoon, my man gaan net gou klaar maak vir kerk. Hulle het weer kom kuier, nooit weer op 'n Sondagmiddag nie. Nooit weer op 'n Sondagmiddag nie. Wat wil ek daarby sê? Standpunt inneem. Standpunt inneem is nou prioriteit in die tyd waar ons lewe. Gelowige kinders van God moet weer standpunt begin inneem en sê, Here, ek gaan afskakel van al hierdie snaakse goed. As ek dan iets hoor en ek is onseker, wat sê die woord van die Here vir ons in Jakobus? Die wat wysheid kort kom, bid dit van God. Gaan in jou binnekamer, sluit die deur en sê, Here, ek het nie nou antwoorde nie. Ek het nie nou oplossings nie. Ek wou 'n ander preek vanmôre gebring het. Ek het die hele week al aan hom gewerk en goed by mekaar gesit en alles. Maar vanmôre toe ek vroeg opstaan, toe sê die Here vir my, gaan vertel my volk, dit was een man wat in 'n storm na God se stem geluister het. En God het almal bewaar. Al het hulle ou lewensbootjie gesink. Al het omstandighede onder hulle vergaan. Dit was een man wat geluister het wat God gesê het, en God bewaar alles. Weet jy, God bewaar tot ons kinders, as ons binnekamerlewe reg is. God bewaar tot ons kerk, as ons binnekamerlewe reg is. Ek wil vir u vandag sê, kom ons begin roep na God, soos nog nooit van tevore nie. Kom ons beywer ons, om nie te luister na onnodige stemme nie, maar na die stem van 'n lewende God.